Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goeiemôre. Goeiemôre Ligpunt. Goed om saam met julle te kan wees. Goed om so saam te kon sing vanoggend. En lekker om te kan hoor dat die kinders nog saam sing. Vriende, dit is baie lekker om saam met julle te kan wees. En soos wat De Wet ook gesê het, spesifiek as jy vandag hier die eerste keer by ons is, maar vir almal van ons is 'n goeie tyd om so by mekaar te wees, soos wat ons kom by 'n nuwe gedeelte in die boek van Exodus. Half die groot boeke in die Bybel doen ons so 'n bietjie in miniseries, want anders gaan ons vir 2 of 3 jaar lank net deur Exodus spreek en deur baie van die groot boeke in die Bybel. En daar's nou so 'n goeie 4 weke wat ons het hier in Oktober wat baie mooi vir ons help om vanaf die Rooi See in die boek Exodus tot by Sinai te kom. En dit is 4 besonderse stories soos ons gaan sien vanoggend en in die res van hierdie maand wat verbasendlik relevant is in 2024, ook vir mense soos ek en jy. En so, wel dan dat jy hier vanoggend is en ek wil jou aanspoor, moenie een van hulle mis nie. Probeer hier wees elke week vir die volgende 4 weke in Exodus. Vriende, ek gaan vir ons bid weer eens en vra dat die Here my en almal van ons sal genadig wees. En so Heer, ons raak stil en ons kyk na U vir krag. Ons kyk na U, o Heer, vir die Gees om bonatuurlik te werk, om ons te help om U woord te kan hoor, nie net met ons ore nie, maar Here, dat ons dit in ons harte kan hoor wat U vir ons wil sê. En Here, sal U ons deur dit kom bekragtig, sodat ons hier sal uitstap. Party van ons dalk vir die eerste keer nou agter Jesus aan sal stap, en ander van ons net opnuut, net weer met al ons gewig opnuut op Jesus steun, soos wat ons op die lewensreis is. Asseblief, o Heer, kom en ontmoet ons deur die Gees in die woord in Jesus se naam. Amen. Vriende, die Karoo is natuurlik 'n plek wat ons almal ken. Ek het hierdie week vir die eerste keer uitgevind, die Karoo is eintlik 'n Khoisan woord, het jy dit geweet? Ek het dit nie geweet nie. Dit beteken die land van dorste, of die droë plek in Khoisan. Dit is wat Karoo beteken. As 'n volwassene nou het ek baie lief geraak vir die Karoo, maar toe ek 'n kind was, het ek niks van die Karoo gehou nie. Ek het nie die Karoo verstaan nie, soos in glad nie. My familie het 'n vakansieplek in Struisbaai. Ek weet nie wie van julle ken vir Struisbaai nie. Kaap Agulhas, soos die suidpunt van die kontinent van Afrika. Jy kan nie eintlik verder in langer ry van Pretoria af elders heen in die land as Struisbaai toe nie. En ons het in die 1980s so, en ek is seker dit was nie net ek nie, meeste, dit voel vir my so baie van ons in die 1980s, ons het so bruin, dit was die lelikste bruin met so of roomkleur van VW microbus gehad. Het julle dit ook gehad? So dit voel vir my, dit was die kleur, daar was een kleur, dit was lelik bruin en dit was alle microbusse omtrent in die 1980s en ons sou hom gepak het, jy kon nog die seatplek, so was niks van seatbelts nie, jy kon die sitplekke so plat slaan, agter gaan lê, die 3 van ons kinders het so sardyne agter gelê, oral om ons was goed gepak, onder ons, bo ons, alles was goed gepak, maar dan ry ons vroegoggend en is lekker in die begin, is great, almal slaap nog terwyl dit donker is, dan word jy wakker en jy is excited en jy lees jou boek en alles is wonderlik, tot jy Koelsberg tref, dan is jy kar siek, en dan jy 600 km van Karoo wat kom. En daai microbus het nie 'n aircon gehad nie. Hy sê hy het aircon, hy het nie 'n aircon gehad nie en jy's moeg en almal is geïrriteerd en sweterig en dis net nie meer lekker nie. En ek onthou baie goed hoe ek altyd as ons daar by die Dorings inkom, by die Heksriviervallei, het gedink, "Jesus, hier is die plek waar jy wil bly." Want hier is nie net mooi hierson nie. Maar van hier af is dit net so vinnig. Dit is net so Woester, Robertson, Bonnievale, is by Struisbaai. So woeps, en jy's daar. Daar's geen Karoo nie. Sou dit nie great wees as jy kan ry en daar's geen Karoo nie. Vriende, ek begin nie meer vanoggend want die Karoo dien vir jou en vir my as 'n baie goeie analogie van hoe die geloofslewe is.
Die Christenlewe, vriende, is 'n geloofsreis, sê die Bybel vir jou en vir my, en dit begin heel maklik. Dit begin met vol van energie en met entoesiasme, so 'n bietjie van 'n honeymoon tydperk, maar dan vroeër eerder as later tref jy Karoo. En soos die ou Afrikaanse liedjie gaan, die pad is lank en swaar. Die geloofsreis, vriende, raak baie vinnig, eentonig, as ons moet eerlik wees met jouself. En dit raak uitmergelend. En eers langs die pad, as jy enigstens soos ek is, dan kom almal van ons op die geloofsreis op daardie plek, waar ons ten minste vir onsself afvra, hoorie, is dit regtig nodig, dat dit so moet wees? Hoekom het God dit goed gedink, om in hierdie geloofsreis 'n Karoo in te werk? Is dit genuine nodig? Of vriende, in die taal van die boek van Exodus, is die vraag wat ek en jy onsself baie kere afvra, hoekom is daar 'n wildernis? Tussen ons verlossing uit slawerny, daai dag toe ons in Jesus die eerste keer ons vertroue in hom geplaas het, tot die dag wat ons éventueel in die ewige beloofde land gaan wees. Hoekom is daar 'n wildernis nodig? Hoekom is daar 'n wildernis? En vriende, dit is wat ons gedeelte vandag vir ons wil antwoord. Eintlik die hele reeks, al 4 gedeeltes vir ons, wil eintlik dit vir ons antwoord. En so net weer 'n klein bietjie van 'n recap. Soos reeds vanoggend genoem was, ons het in 'n vorige reeks vroeër in die jaar dat ons begin kyk na Eksodus 1 tot 15. En as jy hier was, sal jy onthou wat ons daar gesien het, is dat God se mense, die Israeliete, bevind hulle self in slawerny en hulle is in Egipte. Eksodus 2, hulle roep uit tot die Here vir verlossing. Die teks sê God het hulle gehoor. En toe het God sy verbond met Abraham, Isak en Jakob onthou. En toe het God reageer. En God wat gereageer het, dis asof God sy moue opgerol het en hy het met sy sterk hand vir die Israeliete uit Egipte uitkom red, uitkom verlos. Dis die storie van die 10 plaae en hy bring hulle uit hulle slawerny, uit Egipte uit, en soos ons vanoggend reeds gehoor het, hulle kom by die Rooi See, hulle is angstig, hulle weet nie wat nou gaan gebeur nie, die vyand is agter hulle roep uit tot die Here, en die Here kom en hy breek daardie water oop, sodat hulle kan deurstap, maar dit beteken die ondergang van die Egiptenare, en soos wat ons vanoggend reeds gelees het, sing die Israeliete, dan in Eksodus 15 vers 2, hierdie praise and worship lied. Moses en die Israeliete sing dit saam. Kyk saam met my op die skerm die woorde weer 'n keer, is hierdie keer in die Engels, van Eksodus 15 vers 2. Kan jy imagine, jy was daar, jy was nou net kragtig verlos. Hierdie is wat jy sing tot die Here. The Lord is my strength. The Lord is my song. And he has become my salvation. This is my God and I will praise him. This is my Father's God and I will exalt him. Wat 'n goeie begin. Wat 'n goeie begin. Israel verlaat Egipte vol van lofprysing, vol van dankbaarheid, 2020 geloofsvisie op hierdie stadium. Wat 'n goeie begin, maar vriende, dan tref die wildernis hulle. Eksodus 15 tot Eksodus 18. En die groot tema hier wat ons gaan sien, vriende, oor die volgende 4 weke hier in die wildernis, die tema wat homself oor en oor gaan herhaal, is die idee van toetsing. Toetsing, dit gaan eksplisiet genoem word. Eksplisiet genoem word in Eksodus 15 vers 25. As jy Bybel het, kan jy dit nou al sommer omkring. Eksodus 16 vers 4 gaan ons weer daai woord sien. Eksodus 17 vers 2, weer in Eksodus 17 vers 7. Maar buiten waar dit eksplisiet genoem word, die hele storie, elke storie gaan alles net oor die Here wat besig is om vir Israel in die wildernis te toets. Maar vriende, hier moet ons stop, voordat ons nou gaan inspring in hierdie stories van toetsing, moet ons net stop. As jy enigstens soos ek is, ek het nodig om net duidelikheid te bekom oor wat presies word bedoel met die woord toets. As God vir Israel toets, want ek ten minste dink ek het dit verkeerd gehoor met my oor. Julle sien vriende, ek dink die ding wat ons moet verstaan is dat wanneer die Here vir Israel toets in die woestyn, dan is 'n toets nie vir die Here se ontwalwe nie. Dis nie vir hom om iets uit te vind nie. Die toets is
vir die Israeliete se onthaalwe. Dit is vir hulle om iets te begryp, vir hulle om iets te verstaan. Dink aan 'n musikant, wanneer 'n musikant, 'n professionele of 'n ernstige musikant, besig is om reg te maak vir 'n konsert saam met die simfonieorkes, wat doen hulle voor die tyd? Wel, voor die tyd het hulle 'n kleuterrepetisie. Hulle het 'n tyd waar hulle as dit ware hierdie toetsloopie het, om seker te maak hulle is reg vir dit wat hulle eintlik voorbestaan. Dink aan 'n rugbyspeler voordat die groot dag aanbreek vir die rugby game. Wat doen die span? Wel, hulle het 'n captain's run, noem ons dit. Dit is 'n toetsloopie sodat hulle presies kan uitfigure waar is ons en hulle kan onthou waarvoor bestaan hulle en hulle is besig om reg te word vir dit wat hulle voorbestaan. Vriende, dit is hoe ek en jy moet dink oor die Israeliete in die wildernis. Dis 'n toetsloopie. Dit is 'n plek, dit is 'n habitat, 'n scenario waar God hulle baie aspres in 'n sekere milieu plaas, juis sodat hy hulle kan vorm, sodat hy hulle kan slyp, sodat hulle sal gereed wees om te kan lewe in verhouding met God, en sodat hulle gereed kan wees om dan in daardie verhouding te kan lewe soos wat God se bedoeling was, toe hy hulle in die eerste plek sy mense gemaak het. En dit is wat ek wil hê ons in vanoggend se gedeelte sien. Vanoggend se gedeelte is die kortste van hierdie stories wat kom. Dis net, wat is dit, 6 verse, en die einde van Eksodus 15. Hierdie kort gedeelte funksioneer soos 'n inleiding vir hierdie hele blok vanaf Eksodus 15 tot 18. As dit ware, dit tie alles op wat ons nou in die res van hierdie gedeelte gaan sien. En dit is die Israeliete se toetsloopie, dit is letterlik die Israeliete se dry run. Dit is wat dit is. 2 lesse vriende wat die Israeliete moes geleer het in die wildernis, wat God hulle wou geleer het hier in die wildernis en wat ons ook nodig het om te leer. Hier is die eerste ding, kyk sommer op die skerm. Vriende, die wildernis ontbloot die Israeliete se harte. Dis die eerste ding wat die wildernis doen. Die wildernis ontbloot die Israeliete se harte. Eksodus 15 vers 22 tot daar die begin van vers 25. Kyk saam met my, hou jou Bybel byderhand of jou teksblaadjie byderhand. Kom ons sien saam daarso wat sê vers 22. Vers 22 vertel ons nou, right, so hulle is nou net daar by die Rooi See, hulle het nou net hulle lied gesing, almal is happy, dis wonderlik. En dit vertel vir ons dan hoe die Israeliete dan van daar af agter Moses aan hier vanaf die Rietsee nou af wegtrek en hulle is hier in die Sirwoestyn en sien daarna in vers 22 die teks sê hulle het 3 dae lank in die woestyn getrek en hulle het nie water gekry nie. Nou is belangrik dat ek en jy nie net oor daai versie lees nie, daai is so 'n belangrike versie. Daai versie kommunikeer al eintlik baie vir ons. Ek weet nie of jy bewus is hiervan nie, maar 3 dae reg deur die Ou en die Nuwe Testament is 'n tydperk wat spesifiek verwant hou met toetsing. So dis dadelik die ligte wat ons by moet aangaan, dat hulle vir 3 dae lank hier in die woestyn hier verkeer. Nee, ons sien dit later natuurlik in die Bybel ook, maar dink net gou vinnig saam met my net voor hierdie gedeelte in Eksodus en in Genesis 22, kom God sê vir Abraham om sy seun Isak te vat en hulle moet na die berg Moria toe gaan vir hierdie toets waar die Here as dit ware nou vir Abraham gaan toets en hulle daar is op 'n 3 dae lange reis. Of dink in Genesis 42, die teks letterlik sê dat wat Josef besig is om te doen met sy broers, hy's besig om hulle te toets en hy sit hulle vir 3 dae lank in 'n tronk. Hy's besig om hulle daar te toets. Soortgelyk het jy in Eksodus 3 en in Eksodus 5 en in Eksodus 8 3 keer waar God vir Farao toets deur vir Moses en vir Aaron te sê om vir Farao te sê luister, laat die Israeliete net vir 3 dae lank uitgaan in die woestyn in sodat hulle my daar kan aanbid. Dis 'n toets om te kan kyk wat gaan Farao doen. Ons weet natuurlik hoe daai storie uitgedraai het. Eksodus 10. Egipte was vir 3 dae in 'n duisternis. Hoe gaan hulle reageer hier in hierdie 3 dae van duisternis? Die punt, vriende, soos wat ons hier kom by Eksodus 15. En die Israeliete vanaf die Rietsee beweeg en nou is hulle vir 3 dae in die wildernis. Is die punt aan jou en my is hier begin
hulle tyd van toetsing. En vriende, die feit dat daar geen water was nie, is ook die regte en die gepaste en die eerste nodige toets wat Israel nodig het. Kyk saam met my op die skerm in Eksodus 15 vers 19. So hierdie is net na die lied wat hulle gesing het, die versies net voor ons gedeelte. Kyk wat sê die skrywer vir ons in Eksodus 15 vers 19. Weer in die Engels, for when the horses of Pharaoh with his chariots and his horsemen went into the sea, the Lord brought back the waters of the sea upon the Egyptians. But the people of Israel walked on dry ground in the midst of the sea. Met ander woorde, die wonderwerk wat God openbaar het, was die feit dat hy kan waters vat en hy kan water opdroog. Die vraag is, kan hierdie God die teenoorgestelde doen? Kan hy daar waar dit droog is, kan hy daar water bring? Die vraag is, gaan die Israeliete hom nog steeds nou in hierdie nuwe krisis, gaan hulle hom nou weer kan vertrou? Dit is die vraag en kyk hoe reageer hulle. Kyk saam in vers 24. Die volk het teenoor Moses gemor, jy kan sê gemurmureer, ek love daai woord, of gemoun, is net so 'n lekker Afrikaanse woord. Die volk het teenoor Moses gemor en gesê, wat moet ons drink? Wie van julle het Finding Nemo gekyk? Come on. As jy ouer is, het jy ten minste 20 keer gekyk, né? En so in Finding Nemo het jy natuurlik een van die favorite karakters, jy het vir Dory. Dory is 'n vis met geheueverlies. En so reg deur die storie, Dory duidelik vir Dory actually wat hier aangaan. Dory is happy, sy swem net soos om die sirkel. Sy sien dieselfde ding, en sy freak sy uit, want sy het geheueverlies, sy kan nie lekker onthou nie. Vriende, dis die Israeliete. 72 uur gelede het hulle die Here se wonderdade aanskou. Hulle het nou net gesing. Ek bedoel, dit is soos nou net 72 uur gelede sing hulle in Eksodus 15 vers 13, deur u troue liefde sal u die volk lei wat u gered het. Deur u krag, o Here, sal u begelei u mense na u woonplek toe. Ek bedoel, hulle het nou net gesing. Daai woorde is nog nie eers koud nie. En nou moan hulle. Nou mor hulle by Moses. Hulle sê, Moses, kyk hierdie gemors vir ons is. Kyk hier waar ons onsself nou bevind. Ons gaan dit nie maak nie. Vriende, daai woordjie daar, ons moet stop hierso, want dit is belangrik. Die woordjie gemor of gemurmureer, of in die Engels in ons vertaling daar is die woordjie grumble. Dis so 'n belangrike woordjie en is nodig dat ek en jy moet duidelikheid hê hoor. Ons gaan hierdie woordjie gaan herhaal word in Eksodus 16 tot 18 'n klomp keer. Oor en oor gaan hierdie woordjie kom en hierdie woordjie word in die res van die Ou Testament en in die Nuwe Testament word hierdie woordjie oor en oor gebruik. En so ons het nodig om te verstaan wat dit beteken. Vriende, hierdie woord om te mor, om te grumble in hierdie sin van die woord is nie jou en my normale angstigheid, die normale hartseer wat ek en jy baie kere deurgaan wanneer ons deur die moeilike dinge van die lewe gaan nie. Wanneer ek en jy deur nood is, baie kere dan raak ons angstig en ons raak hartseer en ons mag huil. Maar vriende, dit is nie wat hierdie woordjie verteenwoordig om te mor, te murmureer, te grumble nie. Hierdie woord kommunikeer onvergenoegdheid. Dit is hoe die Bybel hierdie woordjie beskryf. Hierdie woord kommunikeer 'n ongelowige hart. Vriende, 'n murmurerende gees is een wat God se weldade vergeet. 'n Murmurerende gees is 'n gees wat God se karakter in twyfel trek. Wat God se mag onderskat. 'n Murmurerende gees is 'n gees wat die Here nie op sy woord vat nie. Dit is 'n hart wat in die uur van nood nie op die Here vertrou nie, maar dan die Here verkwalik. Meer as net die Here verkwalik, die Here veroordeel vir die sleg waarin ons onsself bevind. Vriende, om te murmureer teen God is om te rebelleer teen God.
Dit is, en hierdie is die taal wat elke keer waar jy omtrent hierdie woordjie kry, nie elke keer nie, maar baie keer, en ons gaan dit sien nog hierna en in die Nuwe Testament in ons reeks, dat hierdie murmurering word beskryf in die Ou en Nuwe Testament as 'n harde hart. Dit is 'n harde hart. En hoe vriendin, wie van ons, ek sluit myself hierby in, ken dit nie? Wie van ons ken dit nie? Hoe ons op tye in hierdie plek kom wanneer dit moeilik is vir ons hierdie gevaarlike geloofskanker in ons harte begin kry, wat so vinnig kan net suid gaan en meer suid gaan. Jy sien, as jy so sit vandag, vriende, soos ons reeds gesê het, as jy 'n gelowige is, dan sê die Nuwe Testament, ons het nou net gesien in 1 Korintiërs 10 toe ons daar was, die Nuwe Testament sê dat Jesus is ons paaslam, wat ons verlos uit ons slawerny uit, en wat ons is nou 'n mense in hierdie reistog op pad na die ewige beloofde land toe, maar dat ons is almal 'n mense wat tans op hierdie geloofsreis deur 'n wildernis gaan. En hier is die ding, daar is nie 'n plek, indien jy gaan water kry in die wildernis, is daar nie 'n manier dat jy nie by bitter water gaan uitkom nie. Kan ek vir jou vra, vriendin, soos jy hierso sit, wat is jou spreekwoordelike bitter water oomblikke op jou geloofsreis? Wat is dit vir jou? Dalk is dit jou werk, jy dink aan jou werk, en jou werk is vir jou bitterwater. Jy is by 'n bitterwaterplek. Dalk is dit omdat jy nie 'n werk het nie. En dit is jou bitterwater op hierdie stadium. Dalk is dit jou huwelik. Jy dink aan jou huwelik, jou verhouding met jou man of jou vrou, en net hoe sleg dit al vir baie lank gaan. En dit is jou bitterwater op hierdie geloofsreis. Dalk is dit dat jy nie 'n huweliksmaat het nie. Dalk is dit jou kinders. En jy worry oor jou kinders, en jy is hartseer, en die verhoudings is nie wat dit moet wees nie, en dit is sleg, en jou kinders is jou bitterwater, of dalk is dit dat jy nie kinders het nie. Dalk is dit jou familie, en jou familie is jou bitterwater. Dalk is dit dat jy nie 'n familie het nie. Dalk is die bitterwater vir jou gesondheid, jou finansies, hierdie land waarin ons is. Vriendin, hoor my asseblief tog mooi. Dit is normaal, en dit is hoe dit is as ons in 'n wildernis bestaan is. Jy kan nie reis vanaf toe Jesus ons gered het uit Egipte tot in die beloofde land sonder om nie geen water of bitterwater te vind nie. Dis onmoontlik. En dit is normaal vir jou en vir my om op tye angstig te raak daaroor. En om mismoedig te raak daaroor. As jy wonder of dit is normaal is, gaan lees net one time deur al 150 psalms. Jy gaan okay voel. Dit is die normale ervaring, en dit is selfs goed en reg vir jou en my om op tye uit te roep tot die Here. Uit te roep en te sê, maar Here, waar is jy? Here, tree tog in. Jy het gesê jy sal. Hoekom daag jy nie op nie? Vriende, daai is die stuiptrekkings van geloof. Dit is goed, dit is reg. Indien dit jy is, as jy tans by so geen water of bitterwater plek is, vriend, kan ek jou aanspoor, daar sal jy opnuut weer uitroep tot die Here? Dit is goed en reg om uit te roep na die Mosese in jou midde, na ander toe, na wie jy kyk, wat jou help op die geloofspad. Dit is goed en reg. Maar kan jy in die eerste plek, en in die middelste, en in die laaste plek, na die Here toe uitroep? Kan ons 'n mense wees wat, as ons by Mara is, uitroep na die Here toe, en daar kom ons wag op die Here. Ons wag op hom om op te daag. Hy is 'n barmhartige God. Ons het dit reeds vanoggend gesê, hy is 'n barmhartige God, en as ons geloofsgeheue verlies net kon onthou, sal ons baie kere kan onthou in ons eie lewens, waar hy bitterwater in die verlede al soet gemaak het. So nou dat jy weer 'n keer, soos Dorie, weer 'n keer is by die bitterwater, roep uit tot die Here en wag op hom. Hy is in die besigheid om bitterwater éventueel soet te maak. Hy sal. Roep uit tot hom, wag tot hom.
Maar vriendin, hoor asseblief tog baie, baie mooi. Daar is iets anderste wat ek en jy op moet waak, wat soveel meer, 'n ewigheidshoeveelheid kere meer gevaarlik is, as wat ek en jy dink die gevaar is, onspreekwoordelike bitterwater is. Die groter gevaar vir jou en vir my, vriendin, is dat ons moet waak, dat die bitterwater van ons lewens nie ons harte teenoor God verbitter nie. Dis die baie, baie, baie gevaarliker ding as jou bitterwater, is 'n bitter hart. Ons moet waak daarteen. Vriendin, waak daarteen dat die waters van Mara jou hart vergiftig. Fight teen dit. Ons almal is in daardie versoeking elke dag. Ek gee nie om wie jy is nie. Elke dag is ons by Mara en jou en my hart wil soos die Israeliete onvergenoegd raak en ek wil die paadjie van ongeloof kies. Beklei daarteen. Laat staan die vuiste wat jy swaai vir die Here en maak liewerste jou hande oop in lofprysing. Gaan terug na Eksodus 15 toe. Moenie jou vuis swaai verneer nie, in jou trane by Mara loof en prys die Here. Dit is sulke goeie medisyne om 'n hart wat besig is om vergiftig te raak, is om die Here te loof en te prys soos wat ek dink oor die groot verlossing wat hy in Jesus vir my gedoen het en die magdom vorige kere wat hy my in die verlede al gehelp het en die klomp dinge in my lewe wat wel wonderwerke is, genade is. Sê vir die Here dankie daarvoor, loof en prys hom. Dit help vir jou en vir my hart. En maak jou hande dan oop na lofprysing, maak bakke en sê Here, hier is ek behoeftig, weer 'n keer wees barmhartig, wees genadig teenoor my. Vriendin, kan ek ons aanspoor oor Ligpunt, die beter manier vir jou en vir my om die moeilike en die slegte Mara plekke in ons lewens te hanteer, is vir ons om dit as 'n toets te sien. Sien dit as 'n toetsloopie. Sien die moeilike en die slegte, en ek wil dit nie lig maak nie, daar is verskriklike aaklige, lang, diep poele van bitterwater in ons lewens. Maar sien dit as 'n Godgegewe geleentheid vir toenemende geestelike groei. Hoor die woorde van Jakobus 1 vers 2, vir jou en vir my, in die Nuwe Testament, dit sê, count it all joy, my brothers and my sisters. Count it all joy when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let the steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Vriende, dit is so, swaar kry is 'n smeltoond, maar dit is die Here se smeltoond. En dit is daar om jou en my, as ons net in geloof op hom sal rus, is dit daar om jou en my te vorm, dit is daar om jou en my te slyp. Ja, dit is daar, want ons het dit ook nodig om ons net opnuut weer tot die einde van onsself te bring, maar dit is daar, hy bring ons tot die einde en hy vorm hierdie bak en die smeltoond diep. Hoekom? Sodat ons hom dieper kan leer ken. Hy doen dit sodat ons meer van sy krag nou kan ervaar, sodat ons meer bruikbaar sal wees vir hom, vriende, juis in 'n wêreld van maras, waar ander mense deur dieselfde nood gaan, wat ek en jy ook deur gegaan het. Hy doen dit sodat hy ons kan gebruik. Vriende, hierdie bring ons by die tweede les wat die wildernis vir die Israeliete wou leer, en wat ons gaan sien ook in die res van hierdie kort reeks saam. Vriende, die wildernis openbaar ook dan die Here se hart. Dit openbaar die Here se hart. Eksodus 15, res van vers 25 tot 27. Nadat die Israeliete hierdie eerste 3 dae toets nou oënskoulik gedryp het, lees ons nou van 'n verdere toets, en dit word nou eksplisiet genoem. Die Here gaan hulle nou toets hier nog, ek dink hulle is nog by Mara, maar die Here toets hulle nou in die einde van vers 25. En hierdie is eintlik, vriende, 'n toets wat nou die res van die geskiedenis van die volk van Israel gaan duur. Hierdie is 'n lang toets. Luister na vers 26. Die Here sê vir die Israeliete, as jy noukeurig luister na die stem van die Here, jou God, en doen wat reg is in sy oë, aandag gee aan sy gebooie,
en al sy vaste voorskrifte nakom, dan sal ek nie een van die siektes wat ek op die Egiptenare gelaai het, oor jou bring nie. Okay, dis nie 'n maklike vers nie. So ons moet stop en ons moet baie mooi verstaan wat die Here hier sê en wat hy nie hierso sê nie. Vriende, die eerste klou dink ek vir wat hier aangaan in hierdie moeilike vers, is sien jy daarso ten minste in die Afrikaans en dis reg want dit is so in die oorspronklike taal, is dat die Here praat hier in die enkelvoud. Het jy dit opgetel? Hy praat met die Israeliete, maar hy praat hier van jy en 2 keer van jou. Hy praat met die volk, maar hy praat in die enkelvoud. Hoekom doen hy dit? Ek dink die rede daarvoor is want die Here praat hier met sy seun. Hy praat hier met sy volk as sy seun. Kyk saam met my op die skerm. Ons het dit in die vorige reeks gesien. En hierdie is die eerste plek in die Ou Testament waar ons dit sien en hierdie is een van die grootste temas in die hele Bybel, is hierdie tema. Eksodus 4 vers 22 en 23. Thus says the Lord, Israel is my firstborn son. Let my son go so that he may serve me. Die woord seun primêr in die eerste plek beteken reg deur die Bybel bloot iemand wat in 'n verbondsverhouding met God staan. Dit is wat dit beteken om sy seun te wees, en Israel is hier na Adam God se eerste seun, of se noem dit maar dan tweede seun as jy wil. En dit is so belangrik dat ons onthou, God praat hier met sy seun, vriende, want anders te gaan jy heeltemal de mekaar raak oor wat hier nou ewe skielik gepraat word van gebooie en van vaste voorskrifte. Onthou, hy kyk nou amper vorentoe. God praat hier oor wat nou gaan gebeur by Sinaï in Eksodus 20 tot 24. Vriende, hoor asseblief tog mooi, God hier in ons gedeelte vers 26 roep nie vir Israel tot gehoorsaamheid sodat hulle gered kan word en sodat hulle sy guns kan wen nie. Hy het hulle mos nou klaar, hulle is klaar sy seun, hy het hulle nou klaar gered uit Egipte uit. As sy seun geniet hulle reeds sy guns. Vriende, God se leerstellings is weer eens nie daar vir sy onthaalwe nie. Dit is daar vir hulle onthaalwe. Dit is soos die teks hier sê, dit is om Israel gesond te maak. Dit is daar om hulle gesond te maak. Kyk saam met my hoe die boek van Spreuke, en daar's ander plekke ook, maar ek dink hierdie is die duidelikste plek vir ons hierdie beginsel sien. Presies dieselfde taal as Eksodus 15 vers 26. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. If you turn away from the evil, if you listen to my commands, it will be healing to your flesh. Selfe woordjie as in ons gedeelte. And it will be refreshment to your bones. Weer in Spreuke 4 vers 20. My son, be attentive to my words and incline. Nou verloor ek my plek. My son, be attentive to my words and incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them. En weer dieselfde woord, they are healing to all their flesh. Vriende, dink saam met my aan 'n vader, 'n pa, en by sy huis het hy 'n seun. En as hy enigstens 'n goeie pa gaan wees, gaan hy huisreëls hê vir sy seun. Daar gaan moets en moenies wees in sy huis. Hy gaan byvoorbeeld vir sy seun sê, hoor hierso, hanteer jou ma mooi, praat met jou ma mooi, respekteer jou sissies, help skoonmaak om die huis, help buite in die tuin. Moenie heeltyd sit in PlayStation speel en jou lewe weggooi voor 'n PlayStation nie. Eet jou groente, eet jou vrugte, studeer hard, oefen hard. Hoekom doen die vader dit? Nie omdat hy 'n pyn wil wees nie. Die vader sê dit want hy's besig om sy seun te wil vorm en hy wil sy seun slyp sodat sy seun eendag in die groot menswêreld daar kan funksioneer en kan floreer. Dis die punt, die rede vir die reëls en vir die leringe wat sy vader gee.
En daar gaan tye kom waar die seuns, soos wat ons almal maar as kinders en as seuns op tye gaan in dwaasheid ons eie koppe volg, en daar gaan tye kom wat 'n goeie vader, as hy genuine lief is vir sy kind, sy kinders, sy seun sal dissiplineer. Daar sal selfs tye wees wat hy sy seun ernstig sal straf, en daar sal tye wees waar hy sy seun met die ergste manier sal straf, en dit is om sy seun te los, om selfs sy kop te stamp, en sodat hy die nodige les moet leer. Die Vader doen dit, vriende, want 'n huis is 'n leerskool. Dit is wat dit is. Daai jare saam vir jou kinders, die kind saam met die ouer, is 'n toetsloopie. Dis 'n toetsloopie. Vriende, hoor asseblief tog mooi, hierdie is die punt van vers 26. Kyk weer na die teks van vers 26. Die Israeliete, vriende, is dalk uit Egipte uit. Maar daar's nog baie van Egipte in die Israeliete. En so wat ons hier het, is dat dit openbaar, die wildernis openbaar God en die Here se hart aan sy seun, aan sy kinders. Dit openbaar dat die Here se droom vir sy seun is nie sy seun se gemak nie. Sy droom vir sy seun is sy seun se gelykvormigheid aan hom. Dis die begeerte van die Vader. En hy is so lief vir sy seun dat hy maar als sal doen wat nodig is om vers 26 uiteindelik sy seun Israel, sy mense gesond te maak. Gesond te maak. En die Engels maak dit hier ook half duidelik, maar dit sê hier eintlik letterlik, die Here is die geneesheer. Hy is die geneesheer. Hy is die regte geneesheer. En dit is wat geopenbaar word van hom. Vriende, dink gou vinnig weer saam met my aan jou bitterwater net vir 'n oomblik. Ek weet nie van jou nie, maar as ek dink aan my bitterwater oomblikke in hierdie wildernis bestaan op pad na die beloofde land toe, dan wat ek baie kere agterkom by my is dat dit is soveel makliker vir my om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here sê wanneer dit goed gaan, as wanneer dit moeilik is. Het jy al gesien as jy ry hier af Karoo toe en jy slaan Beaufort Wes en jy's daar by die engine en by die Wimpy, jou kinders is so nice as hulle by die tafel by Wimpy sit. Almal is lief vir mekaar en almal ja pappa, ja mamma, alles is great in die Wimpy. En nou, hulle gaan nou net hierna gaan hulle daar vers 27 by Elim wees. Hulle gaan 'n bietjie daarin by Pitstop by die oasis wees. Daar is alles wonderlik. Maar wanneer jy in die woestyn is, dit is daar, vriendin, wat dit ekstra moeilik vir jou en vir my is. Om dan, wanneer die taai teerslaan en die angs oorval ons, dan wil ek myself red. Ek wil my eie kop volg. En dan is dit baie moeilik om by Mara aan die Here gehoorsaam te wees. Dit is die toets. Die toets vir jou en vir my is, gaan ek en jy te midde van die moeilike omstandighede die Here bly vertrou, en juis wanneer dit crunch time is, gaan ons hom dan gehoorsaam. Dit is die toets, my vriendin. As ek 'n paar voorbeelde, en ek het 10 voorbeelde gehad, ek gee julle net 4, okay, dalk 5, ek weet nie, so sien. Ek 'n paar voorbeelde van net kan noem. Indien ek in finansiële nood verkeer, gaan ek steeds gehoorsaam aan die Here wees en vrygewig wees teenoor ander. Indien ek finansiële nood verkeer, gaan ek nog steeds dan eerlik my belastinggawe indien. Dis waar die taai teerslaan, dis wanneer gehoorsaamheid moeilik begin raak. Indien my huwelik op 'n slegte plek is, en ek en my man en my vrou is woedend vir mekaar, en ons is nie gelukkig met mekaar nie, of soos ek net nou genoem het, indien jy nie 'n lewensmaat het nie, en alles in jou soek 'n lewensmaat, gaan ek nog steeds dan gehoorsaam bly aan die Here, en dit wat hy vir my sê, of gaan ek dan myself verdrink, en of dit nou drank is, of porn is, of losbandigheid is, of in wat ook al dit mag wees, gaan ek dan, wanneer dit moeilik is, gehoorsaam wees aan wat my Vader sê. Indien die werksdruk toeneem, of jy's 'n student en die eksamendruk neem toe, of ons kinders beweeg nou in eksamentyd in, en ons kinders gaan nou in 'n eksamentyd in, gaan ek vir myself en vir my kinders gehoorsaam wees dan en nog steeds saam met God se mense bymekaar kom Sondag, of sê jy wag, nee, wag nou. Nee, ons het nou eers deur die eksamens kom, dan sal ons weer tyd spandeer in die Here daarna. Vriende, dis dan
wanneer daar opdragte is van die Here, wanneer dit moeilik is, waar ek en jy hom moet gehoorsaam. Vriende, wanneer die ANC en die EFF in hulle koalisie nou in ons lieflike stad weer soos in die verlede droog maak, en daar's korrupsie en daar's klomp goed wat sleg gaan, en dit gaan sleg hier met ons plaaslike regering, gaan ek en jy dan gehoorsaam aan die Here wees, en nie met rasisme reageer nie. Vriende, dit is moeilik om die Here te gehoorsaam, wanneer ons by Mara is in die woestyn. En hierdie is wat jou en my gaan help om dit te kan doen. Sien jy daar in vers 26, kyk weer in vers 26, wat is die ding wat jou en my gaan kry, om wanneer die taier die teer slaan in die Karoo, wat ek en jy gaan gehoorsaam bly aan die Here. Vriende, dit is nie ironies genoeg per se, as ek en jy onthou, die Here is die regter nie. Die Here is die regter, dis ook 'n Bybelse waarheid, maar vir ons wat deur Jesus die Seun met hom verbind is hy fundamenteel ons Vader, hy is ons geneesheer. En dit is as ek en jy die Here sien as ons geneesheer en sy opdragte as lewe. Sy opdragte is soos 'n dokter wat vir 'n sieklike pasiënt sê, hierdie is nou wat jy moet doen, hierdie is die medisyne wat jy moet vat, hierdie is die goed. Die pasiënt weet, hierdie dokter weet waarvan hy praat, hierdie dokter is vir my, ek gaan doen wat die dokter sê, want hy wil my gesond maak. Vriende, dit is as ek en jy die Here sien as ons Vader, as ons geneesheer. Dit is dan wanneer ons in Mara gaan gehoorsaam wees, want dit is hoe hy ons meer en meer gesond gaan maak en minder Egiptenaar gaan maak. En vriende, vir jou en vir my om ooit op daai plek te wees waar ons elke dag voor oë kan hou dat die Here is ons geneesheer, het ons natuurlik nodig om Jesus voor oë te hou, en ek wil hiermee begin afsluit. Vriende, dit is primêr, dink ek, of ten minste gedeeltelik, wat die Nuwe Testament bedoel, wanneer dit sê, Jesus is die Seun van God. Jesus kom, vriende, Jesus kom, hy is natuurlik die unieke en die geliefde Seun van God, maar hy kom anderste as Adam tevore. Hy kom anderste as Israel, en hy kom en hy wandel in 'n perfekte verbondsverhouding met sy Vader. En dan is daar natuurlik die uur van nood op die kruis. En Jesus word daar, en ek wonder net, ek is nie seker nie, ek wonder of daar nie 'n link is met hierdie teksgedeelte nie. Jesus word gal, bitter water gegee om te drink, daar op die kruis, soos hy hang. Maar Jesus bly getrou, en Jesus bly gehoorsaam aan sy Vader. En vriende, net vir 'n oomblik, soos wat Jesus, die een wat geluister het na al die opdragte van die Here, Eksodus 15 vers 26, vir 'n oomblik lyk dit asof God gejok het. Dit lyk dan nie asof hierdie Jesus dan nou so genees word. Hy hang daar op die kruis, en al die siektes van die Egiptenare op die kruis word op hom uitgestort. Maar dan, na Jesus se 3 dae toets, is die Vader weer eens getrou aan sy beloftes, en met opstandingskrag kom en genees hy sy seun. En vriendin, dit is soos ek en jy daardie Jesus voor oë hou, daar's 'n dubbele motivering vir jou en vir my om in ons woestyn bestaan, gehoorsaam te bly aan God soos ons na Jesus kyk. Dis nie net dat ons na Jesus kyk en deur hom is ons nou seuns en ons kyk na Jesus en hy dankbaar uitreageer ons nou in gehoorsaamheid want Jesus is ons verlosser nie, maar ons kyk ook na Jesus en ons sê Jesus, jy is ons ouer broer, is ons wysheid. Jy is ons voorbeeld. Jesus, ek gaan hier op my paadjie op pad na die beloofde land, toe hier in my woestyn bestaan. Jesus, gaan ek maak soos jy. Ek gaan jou voorbeeld volg, want ek weet hoe die storie eindig. Ek weet dat almal wat in geloofsgehoorsaamheid gaan aanhou, vertrou in die beloftes van die Here. Ek weet dat daar sal opstandingsgenesing eendag kom. Vriende, ek sluit af met hierdie pragtige woorde. Laaste woorde, versie, en dan bid ek vir ons. Jakobus 1 vers 12, na die vorige versie wat ons net nou gekyk het. Vriende, dit is
die voorland vir elkeen van ons, wat ons oop Jesus gaan hou, in hom vertrou en sy voorbeeld volg. Blessed is the man, ek kon ook gesê het woman, blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he or she will receive the crown of life which God has promised to those who love him. Kom ons bid saam. O Vader, ons loof en ons prys U vir U woord. Ons loof en ons prys U, Here, dat ons lewensstories is maar verskriklik baie soos die stories van die mense van die begin van tyd af. Here, hier in U woord begin ons weer die wêreld om ons te sien met kleur en met duidelikheid. Ons visie raak weer duideliker, o Heer. Maar o Heer, ons is so bewus dat selfs net later vandag en soos wat môre weer op ons kruip en soos wat ons die bitter water moet proef van hierdie wêreld, Here, ons weet, ons harte is so vinnig wobbly en ons verloor so vinnig weer perspektief. En so Heer, ons pleit by U, deur U Gees, kom en doen 'n nuwe werk, vandag weer in ons, 'n verdiepende werk in ons, dat ons Jesus voor oë sal hou. Asseblief, Here, sal U ons hou. Help ons om nie ons harte te verhard nie. Ons sien uit, Jesus, na daardie dag, wanneer ons opstaan, genees in 'n nuwe hemel en aarde. Here, ons smag na daardie dag, en ons bid dat U ons sal verhou en vat, tot en met daardie dag. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.